Goeiedag, baie welkom by die 32ste gedeelte uit die Torah en die tweede laaste gedeelte uit die boek van Levitikus, Behar, wat beteken op die berg. Ja, die woord sê in Levitikus 25 vers 1, verder het Jotewawwe met Moses gespreek op die berg Sinai. Nou eerstens Dylan, 32ste gedeelte, 32 is die getal van die hart, die getal van die mens se diepste wese. Dit wys na hierdie gedeelte waarvan Hebreërs 10 vers 22 praat, laat ons nader gaan met 'n opregte hart, verstand, wil en emosies. Wil en emosie in sekerheid van vertroue, terwyl ons verstand, wil en emosies besprinkel is en gereinig is van 'n bose gewete en ons liggaam gewas is met skoon water. So hierdie prentjie van toenadering na Abba Vader in die Allerheiligste is die prentjie van aanbidding. Dit is die prentjie wat geskryf is in Psalm 100 vers 4 waar Dawid sê, dien met blydskap, kom in sy teenwoordigheid met uitroepe en vreugde. Die Engels is vir ons meer bekend, enter his courts with praise and thanksgiving. 'n Opregte hart verwys na die liefde wat ons moet hê vir die waarheid. Die woordjie sekerheid verwys na fisiese bewyse, tasbare bewyse van dit wat ons nie kan sien nie, of dit wat vir ons gebeur het in die geestesrealm, en dis lees hierdie gedeelte in Hebreërs so, laat ons nou aanbid met 'n verstand, wil en emosies wat lief is vir die waarheid van die woorde van Jotewawwe. Laat ons sy teenwoordigheid binne gaan, opgaan, sy teenwoordigheid in met blydskap en uitroepe van vreugde oor die bewyse wat ons het van sy bestaan en aksies in die geestesrealm. Hierdie hart, verstand, wil en emosies wat so lofprys oor die bewyse van die dinge wat ons nog nie gesien het nie, wat lofpsalm sing op die beweging van Abba Vader se hand in die geestesrealm. En die getal 32 dui op hierdie hart wat 'n liefde klop met die sekerheid in die bestaan van Abba Vader wat God is, Yeshua wat God is en Heilige Gees, Ruach HaKodesh wat God is. Al kan ons hom nie altyd sien nie. So welkom by Parasha 32, die hart, die diepste wese. So Abba Vader het met Moses gepraat op die berg Sinai. In Hebreë, Behar Sinai. Dylan, het jy al ooit gewonder hoekom Moses nou juis hier vir Abba Vader moes ontmoet, op berg Sinai? Hoekom nie op 'n ander plek nie? Hoekom nou juis ook sy huwelikskontrak vir die kinders van Israel gee op berg Sinai? Har is die Hebreëse woordjie vir berg, en kom van die woordjie harar, wat beteken om in die lig te kom, om op te lig, om tot voorskyn te kom. Hoor gou ook, om te manifesteer, om vorm aan te neem. Sinai beteken dorings. So berg Sinai beskryf 'n prentjie dat Abba Vader homself manifesteer, homself te voorskyn bring, wanneer jy opgeroep word om op dorings te trap. Dorings verwys in die woord van Abba Vader na twyfelagtigheid. Hebreë woordjie vir dorings is tsen, en tsen is een van die gevolge van die sondeval, soos genoem in Genesis 3 vers 18. Maar nogtans kies Abba Vader om op hierdie berg aan Moses homself te manifesteer met sy huwelikskontrak, sy ketubah. En die vraag is hoekom? Hoekom kies Abba Vader 'n berg met die naam van dorings? Berg dorings, om op te lig by dorings, om te verskyn by dorings, om te manifesteer op dorings, om vorm aan te neem op twyfelagtigheid? Is dit dalk moontlik dat Moses op en af teen berg Sinai, dat dit vir ons 'n prentjie skilder van, of die vir ons die definisie van geloof gee? Die prentjie van opregte hart teken, net soos wat die getal 32 gesimboliseer en opgeskryf is in Hebreërs 10 vers 22? So Moses stap hierdie berg, hierdie pad op, in die lig te kom, hierdie pad na manifesterende teenwoordigheid van Abba Vader, hierdie pad na waar Jotewawwe vorm aanneem, en hierdie pad se naam is twyfelagtigheid. Moses word opgetrek, hy word opgelig na die aangesig van Abba Vader, maar is 'n twyfelagtige plek. En die vraag is, hoeveel keer raak ek en jy twyfelagtig in die beloftes, of selfs dat ons Abba Vader nader en dat hy ons sal nader, dat hy met sy manifestering, want hy het twee teenwoordighede, hy is alomteenwoordig ten alle tye, maar dan het hy ook 'n manifesterende teenwoordigheid. Hoeveel keer raak ons twyfelagtig dat Abba Vader ons sal nader met sy manifesterende teenwoordigheid, terwyl ons hom nader? Moses is die berg op, en wat het vir hom bo op die berg gewag?
die lig van Abba Vader, die manifesterende teenwoordigheid. En Abba Vader nooi jou en my ook uit om die berg op te kom, die berg van twyfelagtigheid te oorkom, te oorwin, sodat ons sy teenwoordigheid kan ervaar bo op die berg. Is dit nie amazing nie? Hy roep ons die berg op. Hy roep ons die berg op en dit net voor Shavuot. Net voor sy bestemde afspraak. Hy roep my en jou op. Waar het hy met 4 tonge? Bo op 'n berg. Nee, waar het hy sy huwelikskontrak gegee? Bo op 'n berg. Sal ek en jy opkom, sy teenwoordigheid in? Sal ek en jy die dinge los? Sal ek en jy hom nader? Afgesonder? Maybe is dit ook dalk 'n tyd vir vas. En te sê, maar Abba, ek wil U nader. Maar sien, is bo op die berg van twyfelagtigheid waar hy sy Torah, die huwelikskontrak, wat op die hart van klip, op 'n hart van vlees kom skryf. Dis bo op die berg van twyfelagtigheid wat hy sy beloftes aan sy bruid uitspreek, as ook die verwagtinge wat hy van haar het. En mag hy dit so kom doen, so op pad, soos wat ons op pad is na Shavuot. Dit is bo op die berg waar ons hom nader, ons ontmoeting met hom het, en die roete op teen die kant van hierdie berg, die pad wat ons loop bo op hierdie berg, is die pad van geloof. Geloof is om seker te wees dat Abba Vader se teenwoordigheid bo gaan wees. Hy gaan met ons ontmoet op Shavuot. Hy gaan met ons ontmoet as ons hom nader. As jy hom nader in geloof. Geloof is die pad wat jy in hierdie rigting van sy wil loop wanneer hy jou roep tot 'n intieme ontmoeting. Om 'n berg op te loop is verseker nie maklik nie, en die pad van geloof is verseker ook nie sonder sy uitdagings nie. Want die vyand gaan ook vir jou sê, maar hoekom moet jy Abba Vader nou nader? Hoekom moet jy hierdie bestemde tyd van hom nakom? Jy sien, die doring van ongeloof, die doring van twyfelagtigheid sal altyd in die vleis van jou voete wil kom steek en vir jou kom sê, maar dis sinneloos om nou Abba Vader so te nader in gebed en vas en to go up the mountain. Maar as jy bo kom en jy ervaar sy teenwoordigheid, sy manifesterende teenwoordigheid, sy lig, sy aangesig, as jy bo kom, is elke tree van uithou en aanhou absoluut die moeite werd. Want dit is waar hy ons ontmoet, aan die einde van die pad van ongeloof en twyfelagtigheid. Is dit nie net amazing, hoe hy ons roep in hierdie tyd voor Shavuot? Nee. Ja, hy roep ons om oor te gaan in aksie. En nie net dit kopkennis nie, nee. Hy roep ons nie net dat ons moet, dis nou wat dit beteken en dis wat behar beteken nie, maar hy roep ons om absoluut hom te nader. En ek wil dalk vir jou sê, want hy het dit baie weer op my hart gesit, hoekom nader jy my nie in gebed en vas in hierdie tydperk nie? So Dylan, Behar. Roef, so die naam Behar is afkomstig van hierdie week se gedeelte wat ons sien in Levitikus 25 vers 1 wat lees, verder het Jotwe met Moses gespreek op die berg Sinai. So hierdie gedeelte uit die Torah sluit die instruksies of wette van die Sabbatsjare in, die jubeljaar en die instruksies rakende verlossing in. Die eerste gedeelte begin met die instruksies dat die Israelitiese boer sy land elke 7de jaar moet laat braak lê. Niks mag op die grond verrig word nie. Dit word die Sabbatsjaar genoem en dit sien ons in die Hebreëus word geskryf as Shemitah. Daarop het Abba Vader ook die instruksie gegee dat die kinders van Israel 7 siklusse van 7 jare moet tel, en dit kom tot by 'n totaal van 49 jaar. En as die 50ste jaar aanbreek, op die versoeningsdag Yom Kippur, moet die shofar ook geblaas word. En hierdie 50ste jaar sal 'n jubeljaar wees, of 'n jubilee, 'n jaar van vrylating vir die land en al sy inwoners. So die Sabbatsjaar was 'n aanwysing van die groot jubeljaar wat gaan aanbreek. Nou op die jubeljaar sou slawe vrygestel word, skuld sou gekanselleer word en die bestuur van die land sou terugkeer na die oorspronklike titelhouers toe. Klink vir my net so mooi, nee, alle skuld sou afgeskryf word en al so voorts. Is net is 'n nuwe begin, nee, ja, is 'n nuwe begin. Die woord Behar bestaan uit die Hebreëse letters Beit, Hy en Resh, en die eerste letter waarna ons kyk, want as jy na hierdie letters kyk en jy kyk na die prentjies wat Abba Vader op elke letter sit en jy sit die prentjies bymekaar, dan sê Abba Vader, dan skets hy vir ons 'n prentjie. So die eerste letter waarna ons kyk is die Beit. Die Hebreëse letter Beit simboliseer 'n huis, 'n familie, 'n huishouding en verbond. In Genesis 7 vers 1 nooi Abba Vader vir Noag en sy gesin, wat die Hebreëse woord
baie heath is om in die ark in te gaan, 'n huis van beskerming, krag en verlossing. Hierdie woord byt bestaan uit die letters bet wat huis is, jot wat krag en autoriteit is en Abba Vader se regterhand en die tav wat verbond is, die merk, die teken van verlossing, die prys wat Yeshua betaal het. Met ander woorde, dit verwys na Abba Vader se geestelike huishouding waarin ons geroep word om in sy teenwoordigheid te leef, gesamentlik gegrond in verbond. Die numeriese waarde van byt is 2 wat dui op 'n huishouding wat dan ook wat ons ook as die waarde van 18 in die byt vind. As ons kyk en sien, die byt het bestaan uit 3 waaf letters. Die waaf wat 'n terugwysing na die spykers wat Yeshua vasgepen het op die kruis. Met ander woorde, die prys wat vir ons verlossing betaal is. So die byt is absoluut 'n uitbeelding van Yeshua wat vir sy huis gekruisig is vir verlossing. Ons is Abba Vader se tempel, ek en jy sy tempel, 1 Korintiërs 3 vers 16, 1 Korintiërs 6 vers 19, en hy is die fondament van ons geestelike huis. Hy het die fondasie kom lê en hy bou die huis. Hy sê dit in Matteus 16. Byt is meer as net 'n letter. Dit is 'n uitnodiging om deel te wees in Abba Vader se huis. To go up the mountain. To go up the mountain, om deel te wees, moet dit nie vir my, moenie my samekomste, to go up, om waar ek 'n afspraak gemaak het, waar ek julle roep as 'n gesamentlike gemeenskap, ons gaan nou daarna kyk. Yeshua het betaal vir ons as 'n huis om saam op te gaan. Absoluut. Die tweede letter waarna ons kyk is die hy. Die oorspronklike piktogram prentjie van hierdie letter is van 'n man wat sy arms omhoog hou, asof hy uitroep, of lofprys of aandag trek. En hierdie houding simboliseer openbaring of openbaarmaking. Nou afhanklikheid in Abba Vader, soos Moses wat sy hande opgelig het, is ook deel van hierdie prentjie van hierdie man wat sy arms uitgestrek is. Lofprysing is ook 'n prentjie van hierdie man met sy uitgestrekte arms, as ook aanbidding. En selfs ook 'n uitroep of 'n kreet aan Abba Vader. Nou hierdie prentjie gee vir ons die idee van iemand wat roep tot aksie om in geloof te reageer. Nou die eerste plek waar die letter hy voorkom is in Genesis 1 vers 1 in die naam Elohim, en spesifiek die middelste letter van Elohim. Die feit dat hy in die hart van Abba Vader se naam voorkom, wys dit dat die genade absoluut die middelpunt is van wie Abba Vader is. Sy natuur is om homself aan ons te openbaar uit liefde. Alles wat uit hom vloei, sy skepping, sy wet, sy verlossing, sy verbond, alles is die kern van sy liefde en genade. Die hy is dus simbolies van hoe Abba Vader homself openbaar en dat hy dit doen vanuit 'n plek van liefde en genade. Die gematria waarde van hy is 5 en die getal 5 is reg deur die woord verbind aan genade. Yeshua voed 5000 met 5 brode. Die dienskneg in Matteus 25 vers 15 kry 5 talente en verdubbel dit en word beloon daarvoor. Die Torah bestaan uit 5 boeke wat beteken genade in onderrigvorm. Die letter hy se waarde van 5 bevestig dus die boodskap van genade. Nie iets wat 'n mens verdien nie, maar vrylik ontvang. En dit roep ons om in daardie genade te leef en te beweeg met ons hand uitgestrek na Abba Vader toe. So, dis allemaal mooi, As jy net begin kyk na hierdie hy en jy kyk na hierdie byt, dan begin jy 'n prentjie te sien, Abba wat jou oproep en jy wat opstap met jou hande, en ontsag na hom toe. Dan die laaste letter resh, die letter resh wat die 20ste letter van die alefbet is, en dit simboliseer 'n hoof, 'n leier of 'n begin. Nou in Genesis 1 vers 1 kom die eerste resh voor wat in die woord Bereshit is. Bereshit wat beteken in die begin, waar dit reeds Yeshua as die hoof van Abba Vader se huis uiteensit. En tog wys resh ook op nederigheid, soos gesien in die piktogram van 'n gebuigde kop. En Hosea 11 vers 3 tot 4 toon hoe Abba Vader sy mense lei en voed. En Markus 10 vers 43 tot 45 leer ons dat ware leierskap deur diensbaarheid kom. Yeshua het sy kop gebuig om ons te dien, en in Johannes 13 vers 14 tot 15 was hy ons
was hy ons voete, wat 'n voorbeeld is van hierdie diensbaarheid. So Dylan, kyk ons na hierdie 3 letters, wat 'n prentjie skilder Abba Vader vir jou. Behar is die gedeelte wat ons saam bestudeer, Levitikus 25 tot 26, wat 'n prentjie skilder Abba Vader vir jou hierin? Wel, roef in die prentjie van die byt, wat wys na die huis van Abba Vader, sien ons, Abba Vader praat met Moses op die berg om sy huisreëls vir sy verbondsfamilie bekend te maak. Ons sien hoe Abba Vader vir hom sy huisreëls gee, maar ook nooi na sy huis toe. En ons moet ook besef, ons praat so gereeld nou van Abba Vader wat heilig is, en as ons sy huis wil nader, moet ons weet van sy huisreëls. Absoluut. Hy sê, wees heilig soos wat ek heilig is, en daarom moet ons heilig wees, want heilig, dis die karaktereienskap van hom wat 3 keer herhaal word. Heilig wat beteken jy is afgesonder van sonde, Ja, en dan die Sabbatsjare en Jubeljaar wys hoe Abba Vader wil hê sy huishouding moet funksioneer. Hoe hy wil hê sy huishouding moet funksioneer. Hoe daar geregtigheid en orde moet wees, en hoe daar ook rus en herstel moet wees. Hy gee ook 'n uitnodiging om binne sy huis van beskerming en genade te kom lewe, net soos Noag en sy familie in die ark ingegaan het. Nou in hierdie prentjie van die hy, openbaar Abba Vader die wette van die Sabbatsjaar en die Jubeljaar direk vanaf Berg Sinai. En dis 'n oproep aan die volk om hom te vertrou en nie op hulle eie arbeid of opbrengs nie, want hier word hulle genooi om absoluut hulle land rus te gee en af te skaal. En te wys en as jy hom gehoorsaam, verklaar jy actually daarmee dat jy hom vertrou, dat hy is die God wat voorsien. Absoluut, ja. Die instruksies vereis 'n reaksie van geloof, om die land te laat rus, slawe vry te laat en skuld uit te kanselleer. En dit vra daardie afhanklikheid in Abba Vader en ook sy genade. Nou deur die laaste letter, die Resh, sien ons Abba Vader stel homself as die leier en herder oor Israel, sy ekonomie, grondbesit en ordes aan. En die volk word geroep om hom te eer as koning en vader, nie ander gode nie. En hulle moet ook nie fokus op daardie selfgesentreerde rykdom waar 'n mens dan so vinnig wil najag nie. En net so het Abba Vader die prentjie kom teken wat ware leierskap is. En hy roep ons, sy kinders, om op te staan as leiers in diensbaarheid. Om bereid te wees om te lei as hande en voete van hom, wat ander nader aan hom bring. En elke instruksie en voorskrif word vir ons gegee om ander na hom toe te bring. Die woord Behar beteken letterlik op die berg, maar elkeen van die letters dra so diep simboliek, wat vir ons hierdie boodskap van Levitikus 25 tot 26 net dieper kom inkleer. Op hierdie berg is waar Abba Vader sy huisreëls vir Moses en sy kinders kom gee, en Abba Vader roep uit vir sy kinders om hom te kom nader. Abba Vader gee vir ons 'n prentjie van openbaring, sy hart vir sy kinders, sodat sy kinders hom kan nederig onderwerp en saam met hom kom leef. Hy gee ook vir sy kinders hierdie prentjie van wat moet gebeur in die lande, rus en genade, herstel en geregtigheid wat moet plaasvind. En hierdie gedeelte roep ons terug na ons wortels toe, waar ons identiteit in Abba Vader moet wees, ons afhanklikheid in hom moet wees, en dat alles, selfs die ekonomie, aan hom behoort. Ja, en dit is presies wat die gedeelte vir ons leer, maar wat vir my so mooi is, dis alles net so voor Shavuot, sy 4de afspraak, waar ons hierdie gedeelte saam leer. So Abba Vader roep ons na sy huis toe, en baie kere, jy weet, soos wat Moses die berg moes opgestap het in geloof, en waar die vyand kom met twyfel, want net so vandag ook nie, roep Abba Vader ons na sy huis toe. Hy gee vir ons instruksie, in Hebreërs 10 vers 25 gee vir ons hierdie instruksie, dat ons nie sy samekomste moet versuim nie. Hy roep ons na sy huis toe, op sy bestemde tye, sodat ons saam as sy kinders kan kom, waar ons hom aanbid met ons hande omhoog, en waar Yeshua die koning van ons harte is. En dit is hoekom, as jy nou ooit wonder, hoekom party jare leer ons soos hierdie jaar, Behar en Bechukotai, Parasha 32, Parasha 33, saam. En party jare doen ons apart,
dan is daar dieper betekenis. Maar as jy wil weet hoekom moet ons dit saam bestudeer, luister gerus na Parasha 33 wat volgende sal volg. Hoekom hierdie twee gedeeltes so saam is, maar die byt wat vir ons absoluut hierdie prentjie teken van Behar, hierdie byt wat vir ons teken Abba wat ons nooi na sy huis toe, to come up the mountain, soos wat Moses opgegaan het en ontslaa raak van twyfelagtigheid, waar ons hande lig voor hom in ons sag en hom dien en waar hy die koning van ons harte is en hy ons leer om ons hoof te sak soos wat Yeshua ons oor nederigheid geleer het. Dylan, kom ons bid so saam. Mag Vader dat hierdie woorde op ons hart kom skryf en mag ons gereed wees en reg wees en mag ons waarlik hierdie soeke hê soos wat Moses gehad het om op te gaan en wat Vader waarlik sy ketubah, sy huwelikskontrak weer opnuut op ons harte sal kom skryf. Kom ons bid so saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord. Dankie dat ons hierdie gedeelte so saam kan bestudeer. Dankie dat U ons leer. Dankie vir die prentjies wat U vir ons skilder. Ons loof en ons prys U. U is 'n lewende God en ons wil U nader met ons hele hart, met ons hele siel, met alles in ons. En dankie vir U bestemde tye. Ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua se naam, die seun van Jotewaweh. Amen. Amen. Shalom. Shalom.